Hallo julle en welkom by Radio 67 se Storie 67. Vandag sit ons met Anne-Polanda Braaf, 'n merkwaardige vrou en inwoner van ons se Esten. Anne-Polanda het nie net 'n sprankelike persoonlikheid nie, maar ook 'n lewenslustige gees. Anne-Polanda, baie welkom by Radio 67. Ag, baie dankie en dankie dat julle gekom het. Dis 'n plesier, Anne-Polanda. Anne-Polanda, vertel vir my 'n bietjie meer oor waar Anne-Polanda se liefde vir musiek vandaan gekom het, want baie min mense weet dat Anne-Polanda musiek doen en ook instrumente speel en selfs opera sing. Kan Anne-Polanda vir ons vertel waar vanaf die liefde vir die musiek kom? Ai, baie dankie vir die vraag. Liefde vir die musiek kom uit my familie. Ek is gebore uit 'n musikale familie uit. En soos ons almal maar gebore word met 'n talent, dit moet net ontwikkel word. En ek was 'n ouma kind. Ek het by ouma groot geword, so ek is regtig geseënd met baie talent. Wat min mense van weet. Daar's niks wat hierdie twee hande nie kan doen nie. En daar's niks wat my mind nie kan vorm om iets te vorm wat useful is. So ja, dit het begin by my ouma in die huis. Ek het alleen by haar gebly en natuurlik ek is nou 'n pastorie. En natuurlik was die kerk mos nou in die huis en daar was 'n traporal. En my ouma het die traporal altyd gespeel vir die gemeente. En as sy nou moeg was, dan moet ek nou daaronder gaan bak en dan moet ek nou daai perels moes ek nog getrap het. Maar by ou en dit ek net self, sy het vir my geleer musiek en ek het altyd in die huis en dan het ek saam met haar altyd gegaan kerk toe omdat sy het in die koor gesing en sy het alto gesing. Alto is tweede stem. Dan het ek langs haar gesit en dan het ek maar saam met haar gesing. En soos almal maar weet, ons nuwe Apostolie Kerk is mos nou baie musikaal gedrewe en professionele musiek word altyd in ons kerk. So ek het eintlik die voordeel ook gehad dat ek van ons musiek departement van ons kerk se hoofkantoor af baie kon gekry het en mense wat musiek ken, met wie ek in aanraking gekom het as kind in die sonnaskool. So dit is waar my musiekloopbaan begin het. En dan het ons nooit musiek op skool gehad nie. Ek was by Aventer, ek is 'n alumni van Aventer. en ek het, meneer Aneyster was destyds daar musiekonderwyser uit vir ons sang gegee. En my interest in piano. Kyk, my ouma het vir my alles van sang en musiek bekend gestel. En hy het altyd pauses op die klavier gespeel. En daai was my interest. Ek het altyd buitekant gaan sit van die klas, agter die venster, om net te luister. En toe sê die kinders vir hom eendag, maar meneer, sy hou van musiek. En hy het met my bietjie gepraat en so aan. En hy het toe vir my voorgestel in die rekorde. En ek het gehou, dit was in my laaste jaar van laerskool, standaard 5. En ek het maar begin met rekorde. Hoërskool het ook nie musiek gehad nie, net 'n skoolkoor. En ons het maar gesing. Maar terwyl ek op hoërskool was, het ek myself ontwikkel deur middel van ons kerk se musiek wat aangebied word, lesse, musiekkursusse en so aan. So hoërskool het nie geweet ek kan musiek lees, ek kan musiek doen, ek kan instrument speel nie, maar tot ook my voorlaaste jaar wat hulle nou hoor, maar sy kan musiek doen. En toe word ek nou sommer so misbruik. Vir elke prysuitdeling, na elke standaard word ek gevra om 'n musiekinstrument te doen. So dit was dit. Dit was baie interessant om as kind die gawe te kon hê. En omdat my ouers toe my ouma oorlede is, en ek moet by my ma gaan bly, het my pa my potensiaal gesien. Regtig soos in my potensiaal gesien. Ek was 'n jong meisie, en ek het altyd songs gesing, want elke maandag as ons by die skool kom, het ons die nuutste song geken,
want daar was mos destyds 'n rapport het 'n strokie ingehad en daar was altyd 'n song in. So ons het altyd eers kyk, wie gaan die lyrics ken? Wie gaan die song ken? So dit is hoe ons in songs gekom het en my pa het besluit, hy sien ek hou van sing, hy sien ek hou van musiek. Ek sou myself afsny omdat ons die voordeel gehad het tot 'n organ by die kerk. En my pa het die kerk se sleutel gehad natuurlik. En ek my afgesonder en Saterdag gaan sit in die kerk toegesluit en ek het myself musikaal opgebring tot op die level waar ek is. En so aan so ja. Dit het baie jong op 'n baie jong ouderdom. Baie jong ouderdom, ja. Ek was 17 toe alle regtig nou basies begin agterkom maar die kind het te gawe. En my ouers was fabrieksmense. Hulle het by die fabrieke gewerk en daar het persoon saam met my pa gewerk. En my pa het vir hom vertel van my dogter se musikale talent en hy wil dit so graag ontwikkel, maar hier is niemand in Ashton wat musikaal is nie. En toe sê hy, maar hy weet van iemand wat 'n klavier het en ek kan dit kry vir R50. Wow, R50. R50 is toch nice klaviere wat so uitgekerf is met die maroon gordyntjies. Dit soos blikke geklink, maar dit was die start. Dit was die begin. Ja, dit was die begin van my piano uplifting wat ek het gevoel daai tyd waarderend gevoel teenoor my pa wat dit raak gesien het en iets gedoen het daaraan. Maar ons het ook daai tyd geleef nog in die apartheid. En hy was 'n blanke meisie wat appa het saam met my ouers gewerk, hy was 'n voorman en hulle het net oor kan die fabriek gebly. En ek het altyd gehoor as ek middag by my ma was, daar speel iemand klavier en omdat dit musiek was, het dit my getrek. En dan gaan staan ek en luister. En eendag toe kom hy uit en hy van die fabriek af en hy sê vir my, "Wat hoekom staan jy?" Ek sê ek luister na die musiek. Wie speel hier binne want ek hou ook van piano. En toe sê hy dis sy dogter wat daar speel, sy neem klavierlesse by hulle skool. Toe sê ek wat dis baie nice, maar as jy nie omgee nie, ek is nog 'n kind hoor, kan ek my staan? Hy sê ja, jy kan nie staan, jy kan inkom. Maar ek moet by die deur staan, ek kan nie ingaan nie, want dis wat mense se huis. En ek kan nie vanaf so ver kyk, omtrent so daai muur waar sy nou sit te speel, en so aan, maar glo vir my, ek was so gefascineerd deur dit wat sy doen, en hoe sy speel, en net my waarnemingsvermoë het gemaak, dat ek eendag alles gespeel het wat sy gespeel het, sonder om aan 'n klavier te raak. Wow. Net van waarneem. Net van sien. Ja. En hulle het my nog nooit ingenooi nie, en soos hulle maar groot gemaak is, jy weet, jy bly daar en ek is my hier, maar dit het nooit vir my afgesit nie. Ek het aangegaan, en ek was 17 geword, net daarna, toe word ek deur haar mense, haar familie genooi, om saam met haar te gaan as 'n vriendin, Struisbaai toe. En die mense, en nie die vorige week het ek die Mevrou Ashton titel gewen. En die mense kom van 'n ander, ek weet nie of hulle van die Vrystaat of waar hulle kom nie, maar sy wys vir hulle die foto's, en hulle kyk op en sê, en julle wil nou, hierdie vrou moet nou een kant sit en eet, nee, dit werk nie so nie, daai moet inkry. Sy sit by ons aan die tafel, sy doen saam met ons musiek, alles. Daai mense het amper soos in iets kom oopmaak, wat vir my weer mense besef het, mense het harte, ons moet nie vaskyk teen apartheid nie, dit maak nie vir my anders, omdat hulle wit is en ek is bruin nie, dit het vir my selfvertroue gegee om tussen hulle te wees, om saam met hulle die goed te doen, maar wat vir my wel die meeste selfvertroue is, ek het my musiek geken.
Ek het my musiek geken. En dit is wat daai mense gefascineer het. En ja, en hulle het my genooi om saam met hulle in 'n band te sing en my ma het gesê nee, want my ma was prim en proper, hulle was kerkmense. En ja, hulle wou nie ek moet of danse loop of in 'n band gaan sing of enigiets van die aard. En in daai jaar het ek ook ek het wat is 'n talent, ek het 'n modelkontrak gekry in Johannesburg en ek was in my matriekjaar en almal wou net hê ek moet kom en my ma wou nie ek moet gaan nie. Want een ding op 'n slag. My ma was baie streng kerkmense en so en ek is vandag dankbaar daaroor. Maar hulle het nie laat slaap lê, al het hulle nie geld gehad, het hulle die beste in hulle vermoë vir my musieklesse laat neem, onder andere die predikantsvrou van die Engelse kerk, het in die huis kom bly langs die polisieman, die wat om Moon bly, en ons het gehoor, sy's 'n musiekonderwyser, en my ma het onmiddellik van gevra, gee vir my kind, vat my kind verder in musiek, en hulle het so 6 maande gebly, en in die 6 maande het ek vir haar gevra, prop my kop vol, asseblief, ek wil net meer weet van musiek, so dit was ek was maar hier al die tyd hierdie musikale kind gewees in die huis, en dat, ek het dit maar saam met my gevat in die toekoms in, en ja, ek het gaan studeer na matriek, en ek het teruggekom, en ek het my man ontmoet, en toe ons nou trou, en ons het ons het 2 seuns, wat uit die huwelik gebore was, en ons het saam besluit, ek gaan eers my musiek 'n bietjie agterskuif, en my kinders grootmaak. My fokus gaan eers wees op my kinders. So toe sit ek my musiek eers 'n bietjie agter. Dit kon seker nie vir Ann-Polanda maklik gewees het met die gedrewenheid wat Ann-Polanda nog het om vir hulle die musiek eerste agtertoe te sit en net op hulle te fokus, want natuurlik is daar mos baie tye wat Ann-Polanda voel, ek kan nou al weer gewoon agter die klavier gesit het, maar dan moes Ann-Polanda simpel nou so 'n bietjie terughou en net eers wag wanneer ek het 'n doel eers vir hierdie paar jaar om hulle eers op die been te kry. En ek is nie spyt nie. Ek is nie spyt dat dit in ons plan was om ons 2 seuns, omdat hulle reeds 2 seuns was, agter mekaar kort na mekaar, en hulle het ook, tussenin het ek ook vir hulle musiek geleer, maar hulle het gekies om rugby te speel. It's boys! Hulle het gedink, no music lessons is for girls. So hulle het rugby gekies, en so tussendeur. So ek het maar gefokus, hulle wil rugby doen, so ek gaan nie vir hulle pressure nie. Maar my een seun het, hy het 'n Unisa graad in musiek, die oudste ene. Hy het Unisa musiekeksamens gedoen by sy skool, en hy het 'n graad in musiek. Maar daar is daar een van hulle wat daarom die liefde gekry het ook vir die musiek. Ek dink ek kon anders sien met die manier hoe mamma so uitstraal in hulle musiek, so kon dit nie anders gaan dat een van hulle so optel op dit nie. Ja, of die kleinkinders. Of die kleinkinders, en Polanda seker baie trots dat daarom een van hulle daar is wat daarom ook 'n hulle al twee, die een het 'n silverfluit gespeel, en maar hulle het nie musiek, hulle hoe kan ek sê, 'n loopbaan gemaak nie. Ek het hulle gelos om hulle eie loopbaan te kies. Hulle kan dit doen, maar hulle wil dit nie meer doen, of ek het my seun toe hy op universiteit was, het ek sy tromboon gekoop. Kyk, ek is nie net op piano en organ nie, ek het rekorde, ek het silverfluit, tromboon, trumpet. My liefde vir instrumente was daar. Maar ek moes eers die musiekkennis, leer, ek moes eers alles weet van musiek, voor ek na instrumente toe kon gaan. So dit was, ek kan nie vir jou sê, wat die dryfkrag agter dit is, ek dink meer, dit is 'n passie. Dis die passie vir musiek, dis iets waarmee jy gebore word, wat ontwikkel word, en dit is wat jy doen, in between, daai ontwikkeling en jou passie vir musiek. En daai in between was deursettingsvermoë.
Ja, want Polanda moes natuurlik deur die jare deur baie ook gaan. En Polanda, baie. soos aan Polanda sê, aan Polanda het die ding het begin in die apartheidsjare. Yes. So daar was nou nog daai struggles van die apartheidjare ook en in Polanda was ook nie welkom oral altyd gewees Nee, ek het 'n skoolplay gedoen. 'n Skoolplay waar 'n blanke meisie voor gestaan het, maar dis ek wat gesing het agter. Ja, op skool, by 'n blanke skool. Ek gaan dit nie noem nie, waar dit was nie. Maar dit was ek wat agter gesing het, maar die kind het voorgestaan. So, Polanda, vertel my hoe dat hy oomblik moes gevoel het van Polanda. En Polanda weet wat aan Polanda in staat is, wat aan Polanda kan doen, maar aan Polanda kan nie in die lig wees van dit nie. En nou gaan staan iemand anders voor aan Polanda en daai ene sing, maar dit is my stem. ja, ek Dis was 'n my kind stem. en ek was bly vir haar. Ek was 'n kind, ek het dit nie geken nie. Vir my was dit my ouers het my nie groot gemaak om anders te wees nie. So as ek nou die gevoel kan beskryf, toe sy klaar gesing het, toe's ek die een wat hardloop na haar en vir haar op en af van ek is so bly sy dit jy weet, dit is gedoen. So ja, ek het dit nie geken nie, om die waarheid te sê, ek was bly vir haar. En ek is bly ek het daai karaktereienskappe van my ma geërf om altyd die minste te wees. Altyd die minste te wees. Iemand het nou eendag vir my ook gesê, ons het nou iets geoefen, maar die persoon is nie daar nie, en ek sing toe. En die persoon sê, maar dit gaan gevoelens seer maak, omdat daar vir die ander persoon gevra is om te sing, en nou oefen jy dit, wat ook nie reg is nie, want jy oefen dit, en sy is nou nie hier nie, maar sy is gevra om dit te doen. So, toe sê ek, nee, gaan voort, sy gaan dit doen. Moenie stop nie, sy gaan sing. Dit is hoe ek is. Ek sal altyd mense vorentoe stel en vir myself agtersit. But I know myself. Yes. En nou die capabilities wat Polanda het. Polanda sê vir my, op watter ouderdom het Polanda die heel eerste keer professioneel destyds gevat en perform? Dis 'n baie goeie vraag, weet jy? Omdat musiek mos nou maar heeltyd my lewe was en my huwelik nou ingekom het en my kinders gekom het en daarna, ons het altyd gesê, die kinders, as hulle klaar is met matriek, hulle is klaar studeer, dan vat ek weer my musiek. En dit was regtig soos ek het vir my man gesê, dis seker nou die tyd, kinders is uit die huis uit, ek gaan nou begin met my musiek weer volstoom, en hy het gesê, dis fine. En dit was, ek gaan vir jou datum gee, 2016. Maar weet jy wat gebeur? 'n baie sad story. 2016 het ek besluit, dit is waar my musiek regtig ernstig begin sing het. Ek het my lewe lank musiek gedoen, instrumental, maar my singing career, 2016, het iets met my gebeur. Ek het elke oggend gaan draf, en die een oggend kan ek net nie opstaan nie. En ek collapse. En my man het later vir my dokter toe, en ek dink dis my enkel, en dit was nie my enkel nie. Dit is toe in my dokter sê toe, hy dink dis maar iets wat ek verrek het en so aan, maar toe is dit ook dit nie, want na 'n week as ek weer terug na hom toe kom hulle agter, toe stuur hy vir my vir MRI scans, en hulle kom agter, ek het 'n baie rare beensiekte, 'n vascular necrosis, IVN. En ek studeer die droom, ek word gediagnoseer met dit, is 'n baie duur storie ook gewees. Onthou, ek het opgehou werk, my kinders is klaar met skool, ek moet nou my musiek passie wat ek begin, en nou word ek siek. Yes. En die vascular necrosis, sê die spesialis, is 'n baie rare beensiekte, dit beteken beendood. Dit beteken die bene in my liggaam is besig om dood te gaan. Nie iets wat ek gedoen het of geëet het nie, dis iets waarmee jy gebore word,
is baie rar, is baie seldsaam, maar dit ontwikkel op 'n sekere stadium van jou lewe, ontwikkel dit. En dit het toe in my bekken, dis jou femurs wat hier in jou bekken pas, so dit vreet soos kanker jou been. So ek het pyn gehad dat ek nie weet hoe ek dit doen. 2016 het begin en ek is toe, die dokter het gesê wat die operasie gaan kos, was baie geld. En ek het maar Kaap toe gegaan vir die operasie en ons het nou nie ons gesê rond wat dit nou die koste gaan wees, want my man het gesê hy het vir my nodig. So die operasie moet nou maar gebeur. Maar dit het nie onmiddellik gebeur nie, want ek was eendag vir 'n check-up in die Kaap en toe kom die Kanadese dokters en my geval is op die skerm en dit gebeur net dat hulle sê hulle kan iets vir my doen. Want my spesialist het gesê daar's niks wat hulle kan doen nie. Hulle sal moet amputeer. En nou moet jy weet, dis soos 'n doodsvonnis vir jou. Ek het vir my man gesê, jy verkoop niks. As die Here vir my die siekte gegee het, dan moet ek deur dit werk en omdat hy dit vir my gegee het, gaan ek dit aanvaar. Maar ek gaan nie dat julle alles moet verkoop en dan gaan ek in elk geval sal Here my kom haal as gevolg van dit. So, julle moet ook 'n lewe hê. Geloof vir my, ek het in daai tyd so met die Here gepraat en laat hierdie Kanadese dokters besluit is dat iets wat hulle vir my kan doen. En hulle het hierdie gedokterde goed wat hulle gestuur het, wat hulle vir my beenimplantings kan doen op my heup, maar hulle gaan eers die een been doen en dan die ander heup. En dit het nie die liggaam verwerp nie. Dit aanvaar na die 3 maande en toe weer 3 maande vir die ander een. Ek kon vir 2 jaar loop hê. Ek was vir 2 jaar, het ek met 'n karretjie in die huis gery, met 'n 3 wiel, ek kon nie, daar was nie hoop vir my dat ek weer sou loop hê. Essens mense weet nie van dit. Niemand, net my gesin. Dit was 'n tyd van isolasie, dit was 'n tyd van my persoonlike verhouding met God. Want ek het nie net hierdie siekte gekry nie, ek het hierdie siekte vir 'n doel gekry. En ek het vir die Here gevra, as U vir my gesond maak, gaan ek nooit terugkyk nie. Ek gaan nooit terugkyk nie. Ek weet, U het vir my die siekte met 'n doel gegee. Die siekte sit vir my dan terug in die lewe, en dit sit plaasie vir my vorentoe nie. Alles word net daar afgesny. Maar Here, ek weet U het 'n doel vir my lewe vorentoe met hierdie siekte, want U hou nie vir my vir hierdie tydperk terug nie. Daar's 'n doel. Maar Here, ek is so excited. Ek kan nie wag vir wat U vir my vorentoe instooi het om as 'n persoon nie. En so wat ek in die 2 jaar wat ek by die huis was ek moes nog bed lê, aan 'n bed gekluister, en my man en my seun het baie mooi na my gekyk. Daar was nie mense wat na my kom kyk het. Hulle deur die dag het my man gekyk en die aand het my seun. Hulle het vir my so pragtig besorg. Ek is baie dankbaar vir hulle. En toe kom dit dat ek begin sing in my bed. Ek moet iets kry om my besig te hou. Nou dat ek serieus begin sing. Ernstig begin sing. Songs. Al die musiek het langs my op die bed gelê. En toe, my oudste seun het my opgeneem. Hy het 'n opname gemaak en hy stuur dit vir sy peetma. En hulle twee besluit, hulle stuur dit in vir maak my famous. Ek lê in die bed. Ek is 3 maande, so maar 2 maande was ek na my operasie toe nou. En die tyd wat ek nou begin wat ek nou sing, neem hy vir my op en hy stuur dit vir. Toe kom dit terug. Emil Adams het gekyk daarna, maar nee, hy het nie gekyk daarna, hy het gesê daar was te veel video's, so hulle het dit seker gemis. Ek het navraag, hy het navraag gedoen, en het gemis. So toe het hulle dit nog verander
music productions gesê, een kom terug, It's Arts Africa. En nou 2016 het ek siek geword, 17, 18, 2019. So dis nou 2 jaar van siek wees, operasie, jaar van herstel, 2019. Ek kon nog eens reg loop nie, maar ek het so vinnig herstel, want ek het myself geforseer. Soos is almal slaap, het ek hier in die gang op en af geloop en myself. Ek het myself forceer, ek wil loop. En ek was bidend, die Here moet vir my net hierdie krag en die sterkte gee, want ek wil, dis 'n wilskrag. En die oproep kom van It's Arts Africa, ek moet kom vir 'n audition in die Kaap. Ek gaan vir die audition. En my seun en sy meisie wat nou sy vrou is, het vir my geneem. En hulle besluit, hulle gaan nou rondry in die Kaap, so hulle lei vir my daar. Daar's baie mense. En ek is daarin en ek moet nou gaan vir my audition. Maar so ek is mos baie lief vir mooi aantrek, ek is baie lief vir fashion. Dis waar die model weer inkom. Dis waar dit begin het. Die seriousness van my music. En ek het gegaan vir die singing audition en modelbaas stap op my af. Hy vra maar nou Engels opgered. Hy vra kom u vir die model audition? Ek sê nee, ek is hier vir die singing audition. Hy sê maar jy lyk soos 'n model. Ek sê baie dankie. En hy vra kan hy 'n paar foto's van my neem? Ek sê enige tyd moet ek betaal. Hy sê nee, dis verniet. Ek sê nee, dan is daar nie fout nie. En hulle is verbaas oor die foto's. Ek sien hulle praat en ek wil ook nou sien. En dit kom so mooi uit. En hulle vra, kan ek, as ek klaar is met my sang audisie, kan ek nie kom vir die modeling nie. Ek sê maar ek is nie 'n model nie. Ek het destyds skoonheidskompetisies deelgeneem, wat ek baie gewen het, maar ek is nie 'n model nie. Ek is 'n musikant. Nee, maar kom. Okay. Nou moet jy weet ek is baie slim. Hulle sit vir my tussen die ander modelle. Nee, ek is slim nie, hulle is slim. Sit vir my tussen die ander om te kyk wat ek gaan doen. En toe dit nou my beurt is, ek het nou mooi gekyk. Die mense ras vir daai een as hulle dit doen. Die mense ras vir daai een as hulle dit doen. En ek het presies dit gaan doen. En glo vir my, toe hulle die rewards gee, toe ek was die beste sanger vir in die singing audition, en ek het die beste, ek ben die modelkontrak ook. Ek is 'n groot vrou. Dit was glad nie eens die doel gewees toe aan Polanda nou gaan vir die audition nie. Dit was niks van modeling, was nêrens in die gedagtes, dit was vir die musiek. Ja, en ek reig die awards net so in. Ek loop nog 'n bietjie. Ek het so gegaan met selfvertroue dat ek is toe ek die video sien, ek kan nie glo dis sy wat daar loop nie. But anyway, ek het al die awards ingeryg daai dag, dat 'n swart meisie gesê het, if they are going to call her name again, I'm gonna faint right here. Nou is ek ook nog, why? En my kinders kom, alles is verby, ek het gewen, en ek het ingekom vir die auditions, en ek het die geleentheid gekry, dit is nou It's Arts Africa, ek het dit gewen in die Kaap, en ek het die geleentheid, toe ek nou in die kerk klim by my kinders, ek sê, hulle sê, hoe het dit toe gegaan? Ek gee nie die goed die van achteraf is hier so. Jesus, ek het gewen, en ek het modeling kontrak ook gekry, maar mama het dan nie gegaan vir modeling, dus sy het my geroep, ek het dit gekry. So, normal, baie normal. En by hierdie audisie het ek geleer, jy's nooit te oud. Onthou, ek was, ek is nou 59, ek raak 60, dit was net in my 50s. Ek het daar iets geleer, jy's nooit te oud om iets nuut aan te pak hê. Jy's nooit te oud om iets nuuts te leer. Jy's nooit te oud om jou drome na te volg.
een van die drome was nou nie om 'n model te word nie. Maar een van die drome was wel dat ek erkenning moet kry vir my musiek en as 'n sanger vir my stem, want ek het 'n goeie stem. Ek kan nie sê ek het nie, ek het 'n goeie stem. En ek het dit gekry as deur hierdie kompetisie. As ek nie gegaan het, is dit nie vir my seun en sy Pietma was wat my ingeskryf het, sou ek nooit dit gedoen het. Ja. Maar hulle het dit gedoen en ek was genoodsaak om te gaan. So ek het dit gewen en ek het baie daaruit geleer en in die Kaap het ek nou by It's Arts Africa se kompetisie het ek nou die geleentheid gekry om by die International Arts in Johannesburg te gaan optree. Alles word vir my betaal, verblyf, ete, vliegtuigkaartjie, alles word vir my. Yes. En ek was baie dankbaar daaroor, ek het hard gewerk in die tyd. Dit was ook nou nog in die tyd wat dit nou nog die wat noem mense, die COVID, ja, die COVID tyd, was in die tyd. En almal was op social media, die vrou gaan vir hierdie goed, almal wil in huisig wees. Ja. But die Here het vir my so beskerming, ek het die COVID gekry nie. En in die tyd wat ek besig was om my voor te berei vir Johannesburg, het ek myself beskikbaar gestel om by die sopkombuis te gaan help in Easton. Waar ons kos by mense neer gaan sit het en uitgedeel het en goed. Ons het die COVID gekry nie. Ons het tussen die mense beweeg. En ons het gebid. So as ons begin het ons gebid. Maar in elk geval, die tyd het aangebreek en ek is Johannesburg toe om my drome te vervul. En dis toe waar Anpolinda mos nou weer wen en nou gaan Anpolinda mos nou by die land gaan. Yes. Ja? Ek het daai dag nie geweet in Johannesburg dat daar was 2 keer meer soveel mense as wat in die Kaap was. En ons is baie. So ek het nie alleen, ek was nie alleen wenner nie, maar was een van die wenners. Ons was 30 wat sou gekies word waar ons 'n geleentheid sou kry. So dit was 'n geleentheid om oorsee te gaan. En so het dit aangebreek die aand en ons het gaan optree. Ek het opgetree, maar ek was gevra op laaste nippertjie 2 dae voor ek Johannesburg toe vlieg, is ek gevra om die opening act te doen by die casino vir die hele event. Ek was so verbaas, ek dink maar, hulle kan ons maar groter sterre gekry, maar dit is die belief wat hulle in my gehad het, dat ek dit kon doen. En nou moet ek vir my klere soek. En ek het Robertson toe gegaan, ek dink ek kan met die gaan, maar ek moet iets spesiaal hê. Die Here het die deure vir my so oopgemaak. Ek is Robertson toe na boutique toe, en toe ek die vrou my storie vertel, sy skenk vir my 2 rokke, een vir die opening act, en dit was African Dream, waar 'n music video ook gemaak is, van dit was so mooi. Ek het so geoefen dat ek was but vir die opening act, en dan een uitrusting het sy vir my geskenk vir my audition song vir die keuse vir of ek sou gekies word vir oorsee gaan. En dan was dit nou die modeling ook mos nou. En so, ja, dit was fantasties. Dit was net een musikale aand. Instrumente, singing, modeling, dancing. Dit was 'n pragtige aand. En ons het die daad, omdat dit COVID was, kon die Amerikaners, die producers, daar was 300 van hulle wat vir ons gewatch het. Hulle kon nie Suid-Afrika toe kom nie. Hulle moes dit toe via hoe noem hulle dit? Ja, livestream doen. So ons sien nie vir hulle nie, maar hulle sien vir ons. En ons moes toe nou wag. Ons kon nie dadelik gekies word nie. Ons moes wag die aan 12 uur. Voor 12 ons met niemand op ons foon het nie. So as jy 'n oproep kry, dan weet jy jy's gekies. 5 voor 12 raak ek mos lekker aan die slaap. En ek in die kamer. En ek hoor die foon lyn, ek dink droom ek nou of wat, but anyway,
laat hy maar lê. En ek skrik wakker en ek antwoord hy phone. Toe sit my oproep wat gesê het, well done, you made it, you're going to America. En ek is jammer, ek kan nog nie vir julle die brief wys nie, maar ek dink die brief is op Facebook, as jy net gaan scroll, 2019, 2020, is die brief daar waar ek 'n erkenning gekry het dat ek wel gewen het om in New York toe te gaan in die volgende jaar, en so aan. Maar die goedes moes nou alles gesteel. Alles was 'n inbraak by my huis, ek het niks nie, maar ons kom by dit. In elk geval, en ek is gewen, en nou is dit nou die big step. So ek het die geleentheid gekry om in New York, Amerika, te gaan optree, en Los Angeles, waar ons by die filmskool, dis al die geleenthede wat jy kry, by die filmskool, waar jy in 'n koers gaan, en jy kon al hierdie skills om as 'n akteur te wees, en dan ook vir voice-over, om voice-over te doen. Ons het vir enige oorklanking wat gedoen kan word. So, jy het regtig, jy's blootgestel aan baie goed wat jy nie in jou lewe van geweet het nie, wat vir jou meer potensiaal kan gee om vorentoe te beweeg in die field. So, ek het teruggekom, het was baie nice, 10 dae, en ek het baie skilled teruggekom. Baie skilled. Dit was propvol, daar was nie tyd vir enige iets anders doen nie, as ons uitkom, dit was op die wêreld se grootste talent stage. As ons uitkom van 'n optrede af, dan klim ons op 'n bus, dan gaan ons iewers, dan kom ons terug, dan is ons alweer van soggens 5:30 af tot saans 11:30 toe. Het dan Belinda daarom intussen 'n bietjie van 'n breek gekry, wat julle die plekkies kon gaan explore? Dit was alreeds in plek. Was dit alreeds Dis als ingesluit, so daar was 'n program, en ons was 30 wat oorgegaan het. So dit was regtig vir my 'n baie, as ek daar gestaan het, dan wens ek net mense kon sien. Ek wens my ma wil baie graag gesien het eendag haar dogter staan op 'n stage, en hier staan ek nou. In elk geval, dit het nie gegaan oor wen en verloor nie, dit het gegaan oor die geleentheid wat jy gekry het, maar ek kan wel vir julle sê, ek het 'n staande ovation gekry van Amerikaners. ek het 'n staande ovation gekry, en dit was jemals. Dit was so 'n geleentheid op my ouderdom. En ek was saam met ander dames in 'n hotelkamer, en hulle was almal 20, 23, onder 30. Ek het die vir hulle gesê hoe oud is ek. Ek gaan nooit vir hulle sê nie, hulle dink ek is hulle ouderdom. So I keep it simple. Yes. So dit was baie nice. Dit was 'n baie goeie geleentheid, en ek het teruggekom Suid-Afrika toe, en ek het begin in Ashton om terug te ploeg. Nie 'n ander plekkie, in Ashton. En ek het begin Shining Productions, as julle gaan op Facebook, ek het dit gestig, saam met 3 van my vriende. Clarence is ook een, wat vir my die bemarking gedoen het, en dan een wat die finansies gedoen het, en dan een wat die reklame en my admin gedoen het. En so aan. Toe begin ek dit om wat ek geleer het, terug te ploeg in Ashton se artist. En ek besluit, ek gaan nie net Ashton vat, ek gaan Montetjie, ek gaan Bonnievale, McGregor, so ek het oral auditions gehou, waar dan die wat inkom by die audisies, gaan in my show optree. Dit was my eerste show, ek het 3 shows gehou. Maar die support was so poor. Ons het die support gekry van mense nie, en ek moet my artist betaal het. Die eerste show was goed, die tweede show was ook goed gewees. Ek het toe dansers ook ingebring. Ek het besluit, ek moet maar net plaaslik bly, om plaaslike kunstenaars se talent, jy weet, te laat recognize. Mense moet weet van hulle. En so aan as wat ek nou
groter artists kan inbring, ek moet eers van onderaf begin opbou en dan kan ek liewer hulle talent voorstel aan groter artists en so aan. En dit het gebeur, baie het geleenthede gekry, maar ek het van myself finansiëel ingesit in dit en ek het nie van Eston support gekry nie. So En dit ek is eintlik 'n baie hartseer dit seer storie dat ons Yes. mense nie eintlik Support. belangstel in so tipe dinge en En ons dis het hulle- baie talentvolle kinders en jong mense, selfs Ja. ouer mense in ons dorp. ja, ons Mense wat kan as daar vir hulle die geleentheid gegee kan word om hulle musiek of hulle drama of hulle dans verder te kan vat, maar ons mense is nie regtig supportive van mekaar nie. dit is so, Ja. dit is so. En in daai geval het ek ook besluit, essense mense support nie vir my met die shows en dis hulle eie kinders. Hulle kom support nie eers hulle eie kinders by die shows nie. Nie eens hulle families nie. So, hoe kan ons opbou? Hoe kan ek die kind opbou? Wat kan ek doen? En toe ek Shining Productions begin en ek het vir hulle net gesê, ek kan vir julle help, ek kan vir julle die skills leer, alles, en ek gaan vir julle advertise op Shining Productions. Julle gaan 'n produk wees van Shining Productions. Ek gaan vir julle help tot waar ek julle nie meer kan help nie. En twee van hulle, twee is nou al, is in Spanje. Die, ek net vir julle wys, ek gaan vir julle gou vinnig wys, hy het nou voor julle gekom het, toe stuur hy vir my, Antipolindi, my nuwe song kom binnekort uit Amsterdam. En Walton Frans, hy is van Robertson. Hy het nou net vir my gestuur en hy sit in Spanje. Hulle is almal deel van hulle is soos ons vir hulle gevra het om op te tree by die shows. Ek het in Robertson ook shows gehou, ek het in Montetjie shows gehou. Hoe was die opkoms by Baie Robertson beter. en Montetjie? Baie. Comparison teen Ashton. Baie beter. Robertson was lovely. Ons het 'n vol saal gehad. Montetjie was uitstekend. Here wat mense. Ons het dit mos nou geadverteer op en dit was meer hulle wat kom tickets koop het. En so but anyway, daar was ander ook wat ons waardeer het wat gekom het. En so en dan was daar nou dat sy ander meisie is Lukanda, sy het ook saam met ons opgetree onder by van ons shows en sy het ook nou oor see gegaan, was in Spanje is, was sy ook vir 'n agentskap so die jong mense kry vlerke. Dis nie dat ek nou nie meer geplaas met my nie, ek tree nog altyd op, maar as ek gigs kry. Ek kan nie shows gee nie, 'n venue is duur, 'n saal is duur, om alles te beplan is duur, jy met jou artists ook betaal. So ek is nie finansiëel meer sterk genoeg om maar ek het nie gaan lê nie. Ek weet wat dit is vir 'n ouer om nie geld te hê om jou kind in musiek op te lei nie. En ek gee gratis musiek vir Ashton se kinders. Wow. Dit is wat ek doen. Ek het besluit, ek het nou 17 uitgeval. Kinders wat ek nou, en hulle kom van maandag tot vrydag, kom hulle na my toe, en vakansie het ek programme wat ek nou het, wat ek vir hulle musiek leer, instrumente, en etc. Omdat ek is nou in die fase van peacefulness. Ek is in die fase van rustig wees, dra al my kennis oor na ander toe, dis my legacy. Ek sal altyd die kinders motiveer, ek wil hê julle moet beter wees as ek. Dis nie net van ons kerkse kinders, is van die wit kinders, van die kleurlike kinders, almal wat ek deur 'n audition proses gesit het om as musikant uit te kan staan. En dit is wat hulle daarvan gaan maak eendag. Ek het vir hulle gesê, julle hoef nie net musiek soos ek julle dit leer. Ek wil hê julle moet, ek leer vir julle om julle, ek leer vir jou, sodat jy jou brein moet leer om jou musiek uit te kan leef, sodat jy dit in 'n breër prentjie sien en nie net voor jou nie.
Yes. Jy kan in different genres, music genres kan jy beweeg en jy kan van jouself 'n ster maak sonder my help. Ek het nog so 'n paar vrae wat ek van Polinda wil vra, maar voor ek by dit kom, ek het ietsie gesien wat aan Polinda het in 2004 ook theater productions gedoen. Yes. In 2004 het aan Polinda 'n feature saam met Leon Soester gehad. Yes. Kan aan Polinda vir ons 'n bietjie meer oor dit vertel? En hoe die ervaring van dit was? Dit was baie nice, dit het baie skielik gekom. Die eerste een was Macbeth, dit was 'n schoolplay en wat ons op die planke gebring het. En dit was baie nice. Dit was baie in diepte gedoen. Dit was my eerste ondervinding met teater. En dan Leon Schuster was op feature, weet dit het gebeur. Ek was op die regte tyd, op die regte plek. En dit was in Woester. Ek het gaan shop en ek het nie geweet hulle skiet 'n film nie. En ek het aangekom en ek was op my phone en ek volgende oomblik toe gebeur die fliek. Hier voor my, soos Leon Schuster maar altyd is, hy vang mos mense. En ek is in die film. En ek het eers agterna, hulle het vir my gesê, agterna, maar ek het so groot geskrik in elk geval. Hulle het my details gevat en goed, dat ek gaan feature in die film. En dit was absoluut nice, hulle hou van die vibe en tot my kinders, ek het nooit weer daarna van hulle gehoor nie, tot my kinders eendag kom, mami, en sy geweet, jy is een Leon Schuster. Het mami gesê, help, mami. Hulle het my gevang, en dit was 'n bom wat hulle laat bars het in 'n voertuig, en nou lyk dit die bom bars in Woester, en almal hardloop vir skuiling. En ek is daarin. En toe gebruik hulle dit. Later toe betaal hulle vir my goed. En so ek was basies is ek goed. Dit was my net 'n experience. Dit was net 'n experience. So, Polinda het niks geweet van wat gebeur daar nie. En Polinda was maar soos ek sê, op die regte tyd, op die regte plek, op die regte tyd gewees. Wow. Dit moes so. Ja, dit moes so kom. Want as hulle nog van Polinda sou sê, ons gaan nou so en so maak, kan jy so aan Polinda dat sou nie natural dit sou nie net natuurlik gewees het. Ja. En nog 'n ding is, ek kon dit op my CV sit. Natuurlik, want dit is 'n groot naam en hy het oor die jare al baie mense uitgevang. Ek moet jy sê, jy kyk sy goed is en dan sê vir jouself, hy gaan nie van my uitvang nie. Ek gaan weet as hy eendag, maar dan gebeur dit nou so dat jy nie eers jy weet nie eers van dit wat gebeur het en dan kom vind jy jou hierso. En hy was so, hy kon almal vang. Ja, hy het my gevang. Aan Polinda, kom ek gaan aan Polinda gou weer terugvat na 1983 toe, né? En Polinda het nou deelgeneem aan pageant modeling. Was dit iets groot vir Estonse mense, die pageant modeling? Absoluut. En kan Polinda vir ons verduidelik hoe dit was dit, wat moes jy alles doen, of het dit net vir een aangebeur, of was dit oor 'n tydperk, dat jy nou deelneem aan die kompetisie en eventually word jy mos nog gekroon? Ja, ek was maar jonk, dit was in my teenage jare, en elke ma was sommer trots op haar dogter, en kyk, hier was baie ma's wat baie trots was op hulle dogters, en almal het vir die skool, ons gaan inskryf, my ma gaan my inskryf, maar ek moet sê, daar was dit nie jealousy nie, ons was almal soos dit was so nice, ons het uitgesien, en die sale was vol, en ons het so lekker vibe gehad, agter in die kleedkamers, en onder mekaar, en so aan, en dit is reeds dit wat jou laat uitstaan, dat jy nie voorgee om te wees wat jy nie is nie, en jy's natuurlik, en mense sien dit. Dit, wat die binne aangaan, it's shining through. En ja, dit was ook 'n baie goeie ondervinding, en dit was, ek het eerste keer toe wen ek sommer aan mekaar. Verskillende titels. Ja, verskillende titels wat in Ashton was, en dan het my grootste en beste een was toe Ashton United my gevra het om vir my ouers kom vra het of ek die rugby vir Ashton United kan verteenwoordig in die suidwestelike distrikte.
En my ma het ja gesê en hulle het vir alles het hulle uitgestaan en om toe weet nog vir my gery. En die ander dametjie is nou al oorlede. Want sy het saam met my gegaan as 'n sjoufer want ek was mos nog jong. Jong meisie, ja. Yes. En ek het daar gekom in daai plek in Mosselbaai en die meisies was verskriklik mooi. Hulle was verskriklik mooi. En ek het net besluit aangesien ek nou sien, hulle is almal ouer as ek gaan maar net myself wees. En hulle die eerste 12 gekies daar. En nou my weet, Ashton rugby span raas. Hulle is toe kyk Ashton United stoppie. En daai aan dink ek is om Kelvin ook as die beste Suidwestelike distrikte se speler award. Ek dink hy het die grootste beker gekry daaraan. Yes. En toe het ons nog nie geweet ek wen nie, but eerste 12 en toe die 6 en toe 3. Nou sê ek ook nog vir die meisie wat hier langs my staan, jy is so pragtig, jy gaan vanaand die kroon, jy verdien dit, sê ek vir haar. En toe roep hulle uit, derde en hulle roep die tweede een in. Ek is die wenner en daar kan ek nie praat nie. Ek skrik so groot, ek skrik my uit my geloof het, om toe hulle, en Calvin, hulle die mense, hulle was so bly, dat Ashton United het so opgekom as 'n rugby span, volwaardige, gekroonde rugby span, sterk spelers, en hier kom, hulle, my juffrou United, en gaan wen onder in Mosselbaai. En die mense het vir my op 'n kar gesit, hulle het vir my die Robertson gery, die Bonnie. Dit was regtig baie mooi. En Poland is deel van 'n agency as ek reg gestel, die 3NE agency. En oor die jare het aan Polanda mos nou al baie pageanting modeling gedoen. Wat is die tipe kategorieë wat in Polanda deel is van, deelneem aan by 3NE modeling agency? Okay, ek is nie meer by hulle nie, my tyd is verby. Okay. Maar hulle het 'n baie groot verskeidenheid van genres waar jy kan ingaan, die modeling, die dancing, die instrumente, singing, composing, alles is saamgevat. Maar ons kinders moet versigtig wees om by enige agency in te gaan wat dit laat blink lyk. Yes. Want jy kan so vinnig uitgebuit word in die situasie dat jy later vir hulle werk en nie vir jouself Vir jouself werk, ja. Hulle raak baie beter af in die lewe, maar jy bly agter en jy moet suffer as 'n artist. En dit is waar ons kinders, ouers moet hulle kinders bystaan en vergesel tot op die punt waar hulle sien hulle kind is volwasse genoeg om die paadjie verder te stap in hulle eie besluite. Watter kategorieë het aan Polanda deelgeneem toe aan Polanda nog by die agency was? Ek het modeling gedoen wat ek moes in die Kaap gewen het, so dit was 'n moed, omdat ek het nou die kontrak gewen. Yes, en ons het op bootcamps gegaan waar ons opleiding gekry het by Paradisos in Johannesburg. Ons het die beste raadgewers gehad, die leiers gehad wat vir ons die beste in hierdie industrie kon oplei. En dit was baie jong mense. Ons groot mense was maar jy kon ons stel. Maar dit is, ek kan sê, omdat dit op 'n laat stadium met my gebeur het, was dit amper, ek kon dit nie glo nie, mense kon dit nie glo nie, almal dink it's not real. But ek het dit nooit destyds erkenning gekry. Dat ek het nou op, daarom sê ek, wat het ek vroeër vir jou gesê? Het ek vir jou gesê, Here, ek het vir die Here gevra, wat is u doel met my vorentoe?
het vir my hierdie siekte gegee en dit sit vir my terug. Maar ek is so excited om te weet wat het u vir my install vorentoe. En dit was Dit wat was het vir my, deel van dit, ja. wat ek nooit as jong mens kon kry en waar ek in daai tyd geleef van my lewe teruggehou was, het ek nou die geleenthede gekry om alles te vervolmaak op hierdie ouderdom. En ek is trots op myself. Ek is baie trots op myself en ek weet daar's baie mense wat trots is op my. En ek het alles in stilte gedoen. Ek het op my eie geoefen. En as ek kom by die punt wat ek moet gaan vir bootcamp, was ek op my beste. So my voorbereiding was baie goed. En as die opleiding was daar, okay, nou gaan jy seker vir my vra wat daarna gebeur het. Die musiek het vir my gebring op my sangloopbaan op die hoogste kruin van my musiekloopbaan wat ek kan op die wêreld se hoogste, is 'n grootste talent stage gaan optree, maar dit maak nie vir my groot koppie. Ek is steeds plat op die aarde. Die modeling het vir my gebring dat ek by baie model huise werk gekry het om hulle klere te modelleer en ook catalog modeling. So daar is dit is moontlik vir iemand wat 'n model wil word om werk te kry. Okay, my ouderdom tel bietjie teen my. In elk geval. En dan instrumente, dit is iets, as 'n musikant kan ek net sê, jy hou nooit op met leer nie, musiek leer nie. Jy leer elke dag. Even 'n music maestro. Ek sal my nooit daar sit as 'n maestro nie. Ek is goed in musiek, maar ek leer nog elke dag in musiek. Daar's so baie musiek in hierdie industrie dat jy jou kan uitleef in enige veld. So ek dra maar al my kennis oor en wat die instrumente betref, kinders dink hulle sal nou instrument speel en hulle gaan nie ver kom nie. Maar jy sal ver kom as jy jouself dryf en jou instrument moet vir jou soveel plesier verskaf. Daar is baie moontlikhede. Jy kan in 'n orkes gaan speel. Jy kan in 'n simfonieorkes gaan speel as professioneel. Jy kan in 'n band gaan speel. Jy kan ewen jou eie band stig. Daar is baie koste aan verbonde as jy so iets wil begin. Maar jy moet jouself uitleef en aanhou leer, dedicated wees teenoor jou instrument en teenoor jouself. Okay. Polanda, ek het nog gehoor aan Polanda sê dat Polanda moes nou ons kinders in hierdie dorp help met musiek. Nie te lank terug nie, was die inbraak van Polanda gewees en ek weet hulle het die mees valuableste ding van Polanda is toe gesteel. En dit is die harddrive se kreeg waar alle Polanda se musiek op is. En dit is wat gebruik word vir shows en ook om die kinders te kon leer hoe het Polanda nou aangegaan nadat Polanda nou daai oorgekom het dat dit nou dit weggevat het en hoe het Polanda nou dan die beste voetjie voorgesit om voor te kan gaan om ons kinders nou nog te leer. Weet en dan Polanda het nie met die musiek en al die kennisse wat daarop was nou meer by die rand nie. My engel, dit is steeds 'n baie sad story. My hele music career het in duie gestort. Want alles, soos in alles, was op daai harddrive gestop. My seun het sy komputer saamgeneem, Kaap toe en hy het vir my gesê, mami, ek koop vir hierdie harddrive, moenie dit laat wegraak. Ek pas dit op en ek het dit opgepas. Dis uit my huis uitgesteel. Verstaan? So en omdat ek weet wat dit vir my beteken. En my 2025 goals was daarop. Baie harde werk. Alles was in kategorieë daar uitgesit. Die verskillende instrumente, hoe ek vir hulle moet leer en
hulle musiek, so ek kan altyd net sê, ek kan dit e-mail soontoe, jy kan dit net gaan afhaal. So alles was daarop, my hele musiek carrière. En soos ek sê, ek was baie hartseer en my man het vir my net baie ferm en omdat my gesin weet wat dit vir my beteken, my kinders het vir my wel die goed nou weer teruggekom, maar dit is dieselfde nie. Ek het niks soos 'n niks musiek nie, om iewers te gaan optree nie. Wel, iemand het vir my, saam met wie ek vroeër opgetree het vir my gestuur wat hulle op hulle rekenaar was, en ek kan daarom ten minste nou dat. As iemand net weet wat dit kos, om net die musiek in die hande te kry, om dit te laat sny, ek het 'n spesiale stem, almal 'n spesiale stemme, maar jou musiek word volgens jou stem gedoen. Ek was in studio, musiek wat opgeneem word, ek moes my CD hierdie jaar uitgebring het, die music videos, my raps, alles was in die Kaap opgeneem, alles is daarop. En ek kon teruggaan na die produksie company, maar hulle rekenaars het gecrash. Wow. Ek het soos in niks. Hulle kon nie my goed meer kry nie. So, my doel was om hierdie jaar 'n CD uit te bring, met alles wat ek nou oor die jare opgeneem het, en baie geld spandeer het aan dit, music videos, en wat gedoen was, en alles is net in 'n oogwink weg. Yes. Aan Polanda, dit is nou eers ons gaan weer met aan Polanda opvolg interview kom doen waar ons nog verder gaan praat oor al die subjects wat ons nog vandag gaan geraak het. Maar vir eers wil ek vir aan Polanda baie dankie sê dat aan Polanda se huis opgemaak het, dat ons aan Polanda se storie kon hoor en saam met aan Polanda kon sit en gesels oor dit. Ag, ek sê vir julle baie dankie. Jy het my lekker vasgevra nie, want ek het dit baie geniet, en ek wens vir julle ook alle sterkte toe, dat julle podcast moet gaan van krag tot krag, en ek weet dit gaan, dis 'n baie goeie interview gewees, en mense kan baie uit leer, dat jy nie moet stagneer op een plek nie, maar dat moenie laat ouderdom jou terughou, of soos, ek gaan nie dat dit wat weggeraak het van my vir my terughou nie. Ek het gigs wat op my pad is, wat ek nou voorberei voor. Ek gaan aan met die kennis wat ek leer. Sonder tyd, essential ding wat aan Polanda nodig het. So van ons Radio C7 wil ons van Polanda baie dankie sê en ook sterkte toewens met al haar teachings wat sy doen vir ons kinders, enige produksies wat aan Polanda mee gaan deelneem. Vir julle wil ons dankie sê dat julle ingetune het weer vandag. Hierdie gaan 'n continuous episode wees, so maak seker julle stay tuned vir die volgende ene waar ons met aan Polanda gaan sit en ons verder met aan Polanda gaan gesels. Van Radio C7 af, Radio C7 binne jou huis. Baie dankie julle. Dit was baie lekker.